Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as die wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie foto as hy bietjie van verder af is, dan sou dit nogal moeiliker gewees het om die luiperd regtig raak te sien. As dit nie was vir die sonlig wat so mooi op sy gesig geval het nie, was dit baie moeilik gewees om die luiperd raak te sien. 'n Luiperd kan hom geweldig goed kamoufleer en daar sommige van die bewaarders wat reken dat 'n luiperd beter kamoufleer vermoë het as die van 'n verkleermannetjie. En daarom moet 'n mens maar altyd dalk mooi kyk en baie keer mis ons hulle in die wildtuin dan ook. Ons wil vanoggend vir u 'n vraag vra. Dit is: waarom is geloof so belangrik? En dan dalk moet ons daar byvoeg, wat bewerk geloof in ons lewe? Natuurlik, sekerlik moet dit maak dat ons tot bekering kan kom, en sonder geloof is dit onmoontlik om tot bekering te kom en tot die Here te kan nader. Maar dit is seker die belangrikste saak in ons lewe, in elke ander opsig, hoe ons geestelik moet leef. Geloof eindig nie by ons redding nie. Geloof is iets wat moet voortgaan en moet groei en moet toeneem, en dit moet baie wonderlike vrug in ons lewe bewerk. So moet ons elkeen sekerlik na 'n paar dinge kyk, en ek wil graag vanoggend begin by Hebreërs 11 vers 3 wat sê: deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Nou net hierdie eerste deel wat sê deur die geloof verstaan ons. In hierdie geval, in hierdie teksvers, handel dit nou oor die skepping. Maar liewe vriende, net so is dit dat ons maar kan sê dat geloof gee ons begrip. Dit gee dat ons soveel dinge verstaan wat in ons lewe mag gebeur, wat rondom ons mag gebeur. Deur die geloof verstaan ons sekerlik dat die Here Jesus weer gaan kom, en dat ons nie net op in hierdie aarde, in hierdie wêreld, in hierdie tyd nou gaan leef nie. En daarom gee geloof vir ons begrip. Dit maak dat ons verstaan. Ons almal verstaan sekerlik deur die geloof en as gevolg van geloof dat ons Jesus nodig het. 1 Johannes 5 vers 13 sê: dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En liewe vriende, dit is sekerlik omdat daar geloof in ons harte is dat ons verstaan dat ons verlore is en dat ons die Here Jesus nodig het om ons te red, en dat hy alleen ons kan red, dat sy bloed ons witter was as sneeu. Dat die Here ook sekerlik die kind van die Here se hart reinig en hom ook witter kan was as sneeu, sodat ons vervul kan word met die Heilige Gees. Die geloof maak dat ons soveel dinge verstaan wat rondom ons gebeur. 'n Tweede ding wat geloof doen, ons het geloof nodig om sekerlik die Here te aanbid. Hebreërs 11 vers 4 sê: deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. U sien, dit was sekerlik so gewees. Kain kon die Here aanbid, en hy het die Here op die regte wyse aanbid, en hy het die Here op die regte manier gedien. As gevolg daarvan dat hy geglo het wat God gesê het, en hy het geglo het hoe hy dit moet doen, soos die Here dit gesê het, en dit het gemaak dat hy die Here ook so kon dien. Johannes 4 vers 24 sê: God is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Hoe gaan jy dit doen as jy nie geloof het nie? Johannes 3 vers 3 sê: Jesus antwoord en sê vir hom: voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan in vers 7: moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Jy sien, ons moet die Here aanbid in gees en waarheid, en ons moet weergebore word. En as jy nie geloof in die hart het nie, hoe gaan jy ooit hierdie dinge vir die Here kan vra? En daarom is geloof sekerlik so belangrik, liewe vriende. Nie net dat ons begrip sal hê nie, nie net dat ons sal verstaan nie, maar ook dat ons die Here reg kan aanbid en op die regte wyse, en nie soos Kain op 'n dwaase manier nie. Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, ons dankie dat u geloof in ons hart werk deur u woord. Ons bid vir hulle wat dit vandag nodig het om reg te kan glo. Amen.